Vriende, hartlik welkom by hierdie erediens. Ons is nog so aan die aankom. Ons warm so lank op met heerlike sang. Maak jouself tuis, lekker koel, word al koeler. Vriende, ons het vanoggend 'n besondere geleentheid. Ek en mevrou Blom het geskuif, ek vat graag voor hierso. Ons Sondag is op 'n baie spesiale manier verbind aan bediening missionaal, waarvan ek die verteenwoordiger is. Ons lede is so klompe hier in die kerk al aanwesig. En op ons kansel dominee Ernst Toerien, hy hoef nog nie op te staan, ek net rustig daar sit Ernst. En ons span, sy vrou Betsy en Nadia, haar dogter sit net daar. Gaan julle later vorentoe roep, dat die mense sien hoe lyk ons mooi nuwe broers en susters, en vriende van die gemeente en almal. Liewe vriende, ons gaan nou heerlik saam sing. Lied 451 is die eerste, Hemelse Vader, ons bring U eer. Ons begin altyd by God wat uitreik. Baie dankie. Pragtig. Lied 492, vers 1 en 2. In U is vreugde. In die teenwoordigheid van God bars ons uit in vrolike gesang nou. Ons is saam as die gemeente van die Here by mekaar. Steeds
dan sing ons saam lied 485, O Heer, U laaste woorde. Dan het ek gedink om lied 486 ook te laat sing. Kom ons sing daarvan vers 1 en vers 3. Elise, is dit reg? Ek probeer so 'n bietjie tyd wen. Vers 1 en vers 3 terwyl ons sit. Een van ons baie bekende sendingliedere. Dan, lieve vriende, baie hartlik welkom in hierdie erediens vanoggend. Spesiaal aan ons groot mense daar by Herberg aan See. Mag u ook daar baie geseënd wees. Die selfone op stil of af asseblief. En as jy 'n kersie wil aansteek, het gesien, dan kan jy dit gerus doen. Ek dink daar brand al enetjie. Dominee Dirk, jy sal vir ons later die groot werk hiervoor kom doen. Lieve vriende, dan gaan ons nou oor tot 'n lekker baie ou gereformeerde gebruik, en dis om lekkertjies in die kerk uit te deel. Nou toe, wie kom nou vanoggend almal aan die woord? Wie se beurt is dit? Ek wil graag vra, broer Martiens, is jy, ek het hom gevra, Elsien is 'n bietjie krippel na die bazaar. Gemeente, wat het julle haar aangedoen? Toe het sy toch gesê, verskoon my vanoggend, ek sal maar oor die draadloos luister of soiets. Het is iemand wat bo vir ons uitdeel? Daar is mense wat in die week, dalk vandag verjaar. Kan jy hande opsteek asseblief? Verjaarsdag? Dominee Ben, verjaar jy ook nog? My aarde mens. Jels. Wie nog? Daar sê, daar's nog enetjie. Elise. Pragtig. Wie nog? Nog verjaarsdag. Dis nou vir die week wat voor lê. Jy kan nie vir laasweek vat nie, nee. Vriende, daar's nog iemand. Lyk vir daar kom nog ouens in wat verjaar. Right, wie verjaar nog vandag? Vriende, mag julle baie geseënd wees, hoor. En wees toch vriendelik teenoor die ouens wat vandag verjaar, hoor. Spesiaal.
Ons ingenieursouderling het 'n groot taak vanoggend hier. Ek het hom 'n kort kennisgewing om hier so. Almal geholpe. Dit lyk vir my so met die verjaarsdag. Wie vier vandag of in die week dan hulle troudag? Kom ons kyk net wie daar. Troudag. Bo onder hier. Julle twee. Hoe ver trek dit vandag? 48. Ek het gedink om almal wat bo 50 is te laat opstaan. So julle kan net maar rustig wees. Vriende, is daar nog mense wat in daar bo my aarde Marielle Adrian. Ja. Wie nog? Baie belangrik een wil nie denk vir jou. Nou wat? Nee, maar jy my al vir hom gegee nie. Daai is al verby. Jong, julle gooi my rond. Ek moet tyd spaar vanmôre. Kom ons kyk. Wie is op hierdie dag gedoop? Enige persone wat op hierdie dag gedoop is. Ek sien nie hande nie. Nuwe intrekkers. Ons kan dalk 'n paar lekkertjies vandag oor hê. Mense wat sommer net vandag besoek hier oor die lang naweek. Lyk my die ouens lê 'n bietjie laag vandag. Daar. Hier sit hulle. Daar sê. Besoekers. Baie welkom. Dis lekker om julle by ons te hê. Daar's nog baie welkom aan u ook. En dan, daar's nog van hulle. Julle moet tog baie tuis voel. Die kerk moet baie moeite doen met vreemdelinge. Dit is altyd lekker, maar tog, jy werk is nog nie klaar, die ingenieur. Daar's 'n twee wat nie daar nou opgesteek het nie. Dis die Turin deel van die familie. Betsy en Nadia, net daar agter Marie. En dan moet jy nie die Maruti hierbo vergeet hê. Jy gaan krag nodig hê vandag. Dan het ons nou die besoekers ook kies. Daar sê. Dankie broer Martiens. Nou dink ek voel almal rustig, vredevol, teenwoordig, behoordend. Vriende, ek gaan nou net vinnig na die aankondiging kyk. U het hulle gesien, hulle het deurgehardloop. By die voorbidding sien ons Fred Conradie. Ons dink ook aan al ons groot mense, Herbert gaan sien en elders. Vriende, dan ook vir Dominee Franna Herselman. Hy het verlede week hier gepreek en ons het gesien hy's maar bleek in die gesig, maar wow, het gedoen. En hy is in die week opgeneem. Jy sal gesien hy's 'n bietjie bleek. Hy het reeds 3 punte bloed gekry en verdere ondersoeke kom gedurende die week. Baie spesiale gebed ook vir Dominee Franna. Asseblief en ook die families en ook sy familie. By medelee Rixie Matthee van Gansbaai, Gerard Havenga Kleinbaai, en dan ook Desiree Eksteen. Rian, ek het my skrifgie gelees, ek sien jy twyfel daar. Desiree Eksteen, ons dink ook aan haar familie, ook daarvan de Kelders, mag die Here se troos en genade by elkeen wees. Mike en Christine van Rustenburg Bergsig, hulle van is kou, dis interessant daarvan. Wouter en Herminel, Karina de Vries, Woester, Wouter en Hermin van Durbanville dan, Giel en Alice Jonker van Waterberg, Elfie en Hilly Sidworthy van Springfontein, ek hoop ek spreek hiervan reg uit. Is van u dalk in die kerk teenwoordig? Van ons nuwe intrekkers? Hulle is seker nog aan die intrek. Ons heet hulle so lank welkom hier in die gemeente en sterkte met alles wat in die tyd ook gebeur om veilig dan hier uit te kom. Vriende, die res, Blompark, die bouprojek daar, die program van die week, klomp belangrike dinge, ook die ouderlingvergadering en oude jakens, en dan missionaal wat we net oor vandag 'n paar aankondigingen gedoen het, en daarmee dink ek het ek dit redelik afgehandel. En dan vir die van u wat nou wonder, gewoonlik wonder die ouens nou, wat het nou by die bazaar gebeur? Want dit was dan 'n prettige geleentheid, toch gister, die kerkbazaar.
Ek is jammer, broer Ernst, dominee Ernst, dat julle dit nou verloor het. Ek hoop by Dirkele is nog ietsie oor van die bazaar, ten minste 'n bietjie pudding dalk, of so. Vriende, een van die eerste vrae wat 'n ou gewoonlik kry is, wat het dit nou ingebring? Nou, hulle het nou baie dinge om te verwerk, maar die kontant wat ingekom het is 241.325. Jy sal vra hoe vergelyk dit wat? Kom ons los dit vir volgende week en dan die ouens eers hulle sommetjies baie mooi maak. Dominee Dirk, as jy al op jou pos. Vriende, ons het almal gehardloop en ek was by die bazaar en toe vir 'n begrafnis in Montetjie, so ek probeer ek nog bykom vanoggend. Terwyl ek na hom kyk, hierdie pragtige blomme hier, elke Sondag en kyk weer hier. Is dit nie fantasties? Dominee Dirk, daar is reeds 'n kersie, nee. Goed, ek gaan jou by die ander, dan kom ons terug by die een wat reeds aan is. Ek weet nie wie dit is nie, maar ons gaan dalk 'n kersie nodig hê. Ek wil graag die eerste kers wat ons aansteek is 'n kers wat ons fokus op God, wat die Here van die heelal wat sy kerk is, en wat uitreik na sy totale skepping, ook in besonder na die mens. Dominee Dirk, daar die tweede kers, die kerk wat verlos is, en wat geroep is, en wat gestuur word. Eers kry jy die Missio Dei, God wat uitbeweeg na sy skepping, en dan die Missio Ecclesia, die kerk wat saam met Christus uitbeweeg na die wêreld waarin ons woon. Dominee Dirk, dan hierdie gestuurde gemeente Gansbaai. En ons dink sommer aan al die kerke hier in Gansbaai en oor ons land en oor die wêreld. En ook vanoggend daar in Thailand en in besonder ook in Myanmar. Dan is die kersie wat reeds brand. Kom ons kyk hoeveel daar nou is, ek weet nie. Ek wil graag dit 'n spesiale kerk aansteek vir die bediening in Thailand en in besonder dan ook in Myanmar met Dominee Ernst, groot voorreg om vanoggend by ons te hê. Dat die Here se genade spesiaal ook daar teenwoordig sal wees. En dan saam met die kerk wat reeds brand, al die talle behoeftes, siektes, sterftes, node wat daar onder ons aanwesig mag wees. Vriende, ek wil graag op hierdie punt vir Dominee Ernst wil ek hier verwelkom. Dominee Ernst, so moet 'n predikant lyk. Liepe aarde. Ek wou hom eintlik gister by die bazaar gehad het, dan wil ek hom aan almal voorgestel het. Broeder, eerlikheid jong, Ben, ons het hom iets om in te haal. Hierdie broer is teologiese opleiding ontvang in Amerika, sy MDiv daar gekry. En toe het hy geskuif en 'n gereformeerde gemeente begin bedien, hy's daar georden in Rusland. En toe het hy gevoel die Here stuur hom verder en hulle is na Thailand en toe na Myanmar waar hy nou dosent is by 'n teologiese skool. Met ander woorde, hulle wat uitgaan oplei. Groot taak. Hulle het die land getoer intussen en hulle is by ons. Hy was 12 jaar gelede was hulle hier gewees. Okay, hoe oud was jy toe gewees? Net so. Maar maar vanoggend is hulle weer by ons en wat 'n ongelooflike voorreg. Hierna na die VGK ook. Ek het gesê ek wil hom laat qualify om vanoggend te preek. Hy moet vir ons in Russies. Ek gaan nie nou dit moeiliker maak nie. In Russies Johannes 3 vers 16 opsê. Afrikaans ken julle, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gestuur. Dat almal wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie. Jy sien, ek begin ook al vergeet jy. Die ouderdom. Maar nou kom ons hoor dit klink dit in Russies. И так поступил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Verstaan julle? Ek dink die Gees het dalk as tolk opgetree. Jy kan maar vir die gemeente nou net 'n kort ietsie sê, nê? Want die groot kom nog, ons word hierna stil
en dan die Fotum en die seun. Maar as jy die gemeente wil ontmoet met 'n paslike woord, is dit nou jou beurt. Baie dankie. Jy daai een mooi gepas, hoor jy. Ek verstaan niks daarvan nie, maar in 'n geval. Ek vertrou jou. Baie dankie vir die geleentheid om weer hier na 12 jaar in die kerk hier voor agter die kansel te mag staan. En sien mense het 'n bietjie ouer geword, maar anders is dit almal nog dieselfde en Gansbaai is maar nog Gansbaai. Baie dankie vir die geleentheid. Kom ons geef hulle 'n lekker handeklap dat hulle vanoggend afskryf. Ons gaan nou net nog seën met 'n lied sê. Russies en Afrikaans klink vir my omtrent so ewe goed. Nee. Vriende, ons gaan nou stil word en dan sing ons stil word lied waarna Dominee Ernst vir ons die res van die diens neem tot na die voorbiddingsgebed. Ons het dan so afgespreek. God is hier teenwoordig, net vers 3 van lied 159. 159. Hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus.
Gemeente, nou gaan ek vir julle eers in die begin voor die preek so 'n bietjie inlig van die werk wat die Here op die huidige oomblik deur ons aan die doen is in Myanmar. Ja, so eerstens net 'n kaart sodat julle 'n idee het van waar Myanmar is. Want baie mense, ek weet ouer mense weet dalk waar Burma is. Reg? Baie min mense weet waar, selfs jonger mense weet waar Myanmar is. So ten minste as jy die woord Burma gebruik, dan is daar 'n paar mense wat weet waar dit is. Reg, so aan die weste kant grens dit teen Indië, hoofsaaklik Indië, so 'n stukkie van Bangladesh, so aan die weste kant, aan die noorde kant, noordoos is China, Laos, en dan aan die ooste kant en suidooste kant is dit Thailand. Op die ander kaart wil ek sien wat die kleure, sal jy sien daarso is 2 state wat is aangedui word in geel. Nou die ene wat in die weste kant van die land is, die Chin-staat. Nie die ene wat in die ooste kant, die Kayin nie, is die Chin-staat. So in die Chin-staat is daar ook baie verskillende etniese groepe. En een van die etniese groepe is Sintang mense en dit is hulle nasionale, nie hulle nasionale, dis hulle kleredrag wanneer hulle kerk toe gaan. Reg. Jy kan al die groepe uitken op grond van die spesifieke kleure en klere wat hulle aantrek wanneer hulle, veral die Christelike groepe natuurlik wanneer hulle kerk toe gaan. Reg, baie dankie. Ja, hierso, wat is in Myanmar aan die doen is? In 2019, die eerste keer dat ek in Myanmar ingegaan, om opleiding te gaan doen, hoofsaaklik gemik op dominees en sendinge wat evangeliste op te lei in die woord van die Here. En ek het die eerste keer wat ek gegaan het, dit gewerk op grond van die verbonde wat God gemaak het. Met Adam, Noag, Abraham, Moses, Dawid en op die einde van die nuwe verbond in Christus, om die storie van die Bybel as een eenheid vir hulle te gee. Want ek dink ons besef het baie dat selfs in die moderne kerk, nie net in Myanmar, die wêreld oor, of nou Rusland, Thailand, waar ook al is hier in Suid-Afrika, ons lees sekere versies in die Bybel, ons verstaan nie meer dat die woord van die Here is 'n boek nie. Reg, ons lees dit nie meer as 'n storie, God se storie en hoe hy opbou tot ultimately op die ouende die klimaks wat in Jesus kom in die nuwe verbond. Die vervulling, alles is 'n opbou tot. Reg, soos handelsmessiah, ja, daai opbou tot hy so. En want hulle het ook maar dieselfde, hulle lees 'n bietjie hier, hulle lees 'n bietjie daar. Ek het in kerke daar vir die mense gesê, dat sit daar 50 dominees, sendlinge, predikant, evangeliste daar voor jou en 'n vrou. Hoeveel van hulle het deur die hele Bybel gelees? Dan sal 1 of 2 van hulle hande opsteek. En ek dink as jy vandag hier vra in baie kerke ook, gaan jy half dieselfde ding kry. Reg, ons lees 'n bietjie van 'n vers daar en dan sit ons 'n bietjie en ons los dinge. So alles wat jy vra, sal jy kry. En dan vergeet ons in die naam van die Here wat daar in die vers staan. Reg? En dit is natuurlik tragies. So dit gewoonlik het ek gedoen in 'n 7 dae, 6 dae, elkeen van die verbonde en elke dag 'n ander verbond behandel en op die 7de dag het ons nou 'n groot kerkdiens met dan nou ete en alles vasgeslag en so aangegaan. En hierdie was nou, net weer die vorige skyfie wys. Hierdie was nou in een van die kerkies, maar hier is nou almal van dit was nou nie net op dominees gerig, dit was nou om almal van die omgewing wat nou gekom het. Nou julle mag dalk sien op hierdie en op die volgende foto dat as jy na die ou dames se gesigte kyk, dan sal jy sien hulle het die ouer dames, hulle het sulke strepe op hulle gesigte. En natuurlik nou weer eens die wêreld dink dit is nou baie mooi, dis nou 'n baie etniese ding. Laat dit hulle uitstaan soos die kleredrag byvoorbeeld. En natuurlik blameer nou weer die sendlinge daar dat die jonger dames dit nie doen nie. Nou ek dink net altyd as die mense hulle 'n bietjie hulle navorsing wou doen, dan sou hulle dalk agterkom wat die rede is hoekom dit gedoen is in die verlede en in die hede wel tot so 4 jaar terug nie gedoen is nie. En nou doen hulle dit weer. En so as jy nou 'n dame hierso is. En dit geld vir die mans ook. Ek sal nou verduidelik hoekom. Die rede hoekom daai streep op hulle gesigte het is nie ek saam gesien is geen kinders sê dis goed. Die rede hoekom hulle dit op hulle gesigte het is sodat hulle nie deur soldate verkragt moet word nie. Eenvoudig. Reg? Stel jou daai lewe voor. Jy's 'n vrou
As jy 'n jong dogter is, moet jy jou gesig skend, sodat wanneer die soldate, en hulle het al 80 jaar lank 'n burgeroorlog daar in die gang. Die langste burgeroorlog ooit. Sodat niemand sal kom en jou verkrag nie. Ek bedoel, elke dame hier so dink daaraan. En as jy 'n man is, jy word nie verkrag nie, maar jou vrou. Jy kan haar nie beskerm nie. Dink daaraan, hoe magteloos moet jy voel dat jou vrou en jou dogter, wanneer sy gebore word, gesigte geskend moet word, as die enigste manier hopelik, en dit werk nie altyd nie, maar hopelik, dat hulle nie vir jou sal kom nie vir jou vrou sal kom nie. As 'n pa, 'n oupa, jy kan nie jou kind beskerm nie, jy kan nie jou dogter beskerm nie. Laat dit 'n bietjie insink. Dit is 'n realiteit vir baie mense. Die volgende foto. O ja, net so terloops, daai kerk bestaan nie meer nie. Die weermag het dit gebom. Hier in 'n ander dorpie, en dit is ook al hoekom dit belangrik is dat buitelandse sendinge ook wel moet gaan en nog wel sendingwerk doen, want baie mense sê dat die plaaslike mense moet alles doen. En ek stem saam, die plaaslike mense moet die meeste doen. Maar die plaaslike mense kan nie altyd alles doen nie. En daar is nog, soos in hierdie geval, het is in een dorp, wel 2 dorpies. Dis 2 dorpies wat van die bilte afkom en mettertyd het hulle mekaar gegroei. Maar dis 2 verskillende etniese groepe. Hulle, as gevolg van al die jare se burgeroorlog, meng hulle nie met mekaar nie. Totaal al nie. Daai ons is daar, hierdie ons is hier, hulle bly letterlik 10 meter van mekaar of in sekere gevalle. Hulle kom nie by mekaar uit nie. En almal van hulle is Christene. Reg? So toe ek nou daar kom, volgens hulle was ek ook nou die eerste wit mens wat daar gekom het, was daar hoog in die berge op motorfiets so daar in ou skooters daar by in die berge ingegaan. En hulle het almal letterlik die eerste keer in daai dorpe se bestaan het almal by mekaar gekom onder seile en vir 7 dae het hulle van die Here geleer. Reg, van die babietjies al die pad tot die oudste. Ouer, die ou, ja, van jong, elkeen, alles is toe, die skole is toe, die winkels is toe, alles is toe. Almal kom luister na die woord van die Here. Reg, want die mense wil ook leer weer aan die ander kant. En so hier is 'n voorbeeld van waar iemand van buite af kom, goed kan regkry wat hulle plaaslik nie kan regkry nie. Deur hierdie mense, deur daai grense wat hulle weg van mekaar hou, te breek en hulle by mekaar uit te bring. Ja, so in daai opsig, plaaslike mense kan dit nie doen nie. Hulle word nie toegelaat om dit te doen nie. Maar 'n buitelandse sending word wel toegelaat om dit te doen. Nou het ek weer 'n tentjie vinnig. In hierdie foto sê jy ook weer eens dieselfde, die ouer dames met die streep op hulle gesigte sien. Nou, ek het genoem dit is tot so 10 jaar terug, 12, 13 jaar terug het hulle ophou doen. Reg? Maar nou doen dit weer. As gevolg van dat die burgeroorlog in die land wat minder begin word het, maar nooit opgehou het nie, het weer in 2021 opgevlam. En so nou sal die dames weer al hulle gesigte ook maar so maak om nie verkragt te word nie. Die ander ding ook, nie het bestaan in die vorige situasie bestaan daai dorp dan nog met daai kerk nie. In hierdie situasie nie enige van daai 2 dorpe bestaan meer nie. In die laaste 4 jaar is omtrent 100,000 mense in die burgeroorlog dood. En die wêreld is stil. Ja. En omtrent 4 miljoen mense is intern in die land verplaas. Soos al die mense in daai dorpies bly, hulle is almal nie meer daar nie. En omtrent 3 miljoen, veral jong mans wat buite die land is vir veiligheidsredes om ook te probeer 'n lewe daar maak, om geld te kan terugstuur en hulle families te onderhou. So dit is nie 'n maklike situasie nie. Glad nie 'n maklike situasie nie. En ek het hier in Suid-Afrika mense vir my gevra,
wat moet hulle doen? As hulle in hulle werk, waar nie oor die Here mag praat nie, en dit in 'n land wat 85% Christen is, dan mag hulle hulle werk verloor. Vir ons is nie 'n kwessie van jy gaan jou werk verloor as jy uitgaan en vir mense gaan die evangelie bring nie. Jy kan jou lewe verloor. En die voorreg vir my om wel daar maar sendingwerk doen is dat ek weet en hulle weet en hulle wel uitgaan en die evangelie verkondig. Ek het daar as een geval van 'n ek gaan nou nie name noem nie, uit die hart van die saak. Maar een geval byvoorbeeld in hierdie wat hulle noem die niemandslande waar die weermag aan een kant sit en die ander mense, ander groepe wat teen hulle beklei aan die ander kant sit. En so in een geval is nou 'n rivier wat daar deurvloei. So die weermag is aan een kant van die rivier en dan sê ander soldate is so 10 km weg daarvan. Net vir julle nou ook 'n daar's nou nie jong mense, al dis 'n paar jong manne hierso. So in die doemies wat in daai streek, een van my baie een doemie wat ons ook al ondersteun. Hulle het gate in die woude gegrawe en dan kom die jong mense na toe, daar en hulle kruip weg daar in die kerk. En wanneer die soldate van een kant of van die ander kant afkom, dan weet jy hoor natuurlik by woord van mond, so ou manier, nie die nuwe selfoon manier nie, want die goeders word geblokkeer, nutteloos. En dan hoor hulle die ouens op pad, al die jong manne wat daar is, hardloop gaan kruip daar in gate weg, word toegemaak en die dominee staan natuurlik en sê, nee, is niemand soos hier, ons ken nie sulke mense hier nie. Ja. So as jy 'n jong man is in daai omstandighede, jou lewe is niks werd nie. As jy op straat uitstap, maak nie saak waar nie, kan jy ons jou van die straat af blik wegstuur weermag toe om te gaan. Veral as jy nou van byvoorbeeld sê sulke etniese groepe is, hulle gee nie vir jou wapens nie, jy word die persoon wat daar voorloop, as hulle gaan aanval, as hulle jou etniese groep gaan aanval daar in die berge, word hulle seuns voorgeplaas, sonder wapens, hulle loop voor en die ander ouens, natuurlik nou om die landmyn te ontlont, en die wat nou deur dit kom, dan kom die ouens van agteraf, en hulle skiet die mense dan net dood daar. Maar dit gebeur beslis, maar meer hou hulle van om net oor te vlieg en bomme op almal te gooi en moet ook al sê. Daar waar ek bly, elke liewe dag hoor ek hoe die mix opstyg en dan bid jy maar net, Here, dat vandag die bomme nie gaan val op mense en doodmaak nie. Nou en dan hoor jy my net, as er weer 20 mense, 30 mense, 40 mense, kerk is vernietig, hospitaal is vernietig, skool. Hulle het een geval waar hulle letterlik 'n skool gekom bombardeer het en toe die ouers uitkom om die kinders te kom help, toe kom hulle met hulle die helikopters in en skiet dood eenvoudig, almal dood. Ja, so dit is 'n realiteit. Ja. Dit is 'n realiteit van die lewe van die mense in Myanmar. So wat sê jy vir sulke mense? Hoe help jy sulke mense? Ek gaan volgende skryf van wys. So een ding wat as gevolg van die feit dat ek nog maar geleer het in 2019 sou nog beter gegaan het, dat daar baie ouens uitgestuur word in die boeddhistiese area, want 60% van die land is boeddhiste, 30% is wel Christene en 10% is moslems. So die ouens daar ingestuur word hulle kan nie altyd vir hulle oplei nie. Hulle weet nie altyd die opleiding te doen. So gedink wel en van hulle het my gevra of 'n Bybelskool het om die opleiding te help en so. So het ons nou begin om 'n Bybelskool. Ons wou dit oorspronklik 'n huis hier almal daar by mekaar bly, maar dit het nou nie heeltemal so uitgewerk nie as gevolg van die burgeroorlog wat toe nou weer opgevlam het. Reg? Maar ons het nog in die verlede altyd so 2 weke elke tweede maand by mekaar gekom en dan mense persoon daar te kon wees. So ons het nou al deur een groep gegaan waar 'n 3 jaar periode het letterlik elke liewe vers in die Bybel gewerk. Nie een vers wat ons uitgenoem nie. Elke liewe vers het hulle deur gewerk. Soos 'n bietjie anders as gewone Bybelskole. Ons fokus totaal al net op die woord van die Here om hulle dat hulle elke liewe vers kan ken en vir hulle mense kan disipel. Dit is een van die liedere wat ons gesing het om uit te gaan en disipels te maak. So hulle gaan maak dan, soos wat hulle geleer het, kan hulle uitgaan en ander gaan disipel. En ja, so op die huidige oomblik ons nou besig met 4 van hulle wat kerke plant. Ons kerk noem ons nou Berean Church of Myanmar, want dit is belangrik
om die woord van die Here so te ken, dat jy kan weet wanneer ouens kom en voorstaan agter 'n preekstoel en praat hy werklik die woord van die Here. En nou het ons 34 studente en ja, 'n hele paar van die studente se lewens is erg in gevaar. En dan sê ek altyd ook dankie vir Elon Musk met sy Starlink maak dit moontlik. Anders sou ons dit nou nie eens kon doen nie. So nee, ons is ook nou op die huidige oomblik aan die planne beraam om van die ouens uit sekere gebiede uit te smokkel, maar meer as dit kan 'n mens natuurlik ook nou nie sê nie. En ja, so dit is half die situasie op die huidige oomblik. Iets anders wat ek ook maar begin het en ek sal dit waardeer as julle wil inteken op YouTube, die wat YouTube gebruik, 'n kanaal Traveling Bible, wat ek nou soos al die plekke wat ek nou maar gaan, soos hier in Suid-Afrika ook nou, is Myanmar natuurlik, Thailand, Indië, van die studente is in Indië, van die studente is Maleisië, so wanneer ek hulle besoek, dan maak ek nou maar opleidings, ek wil graag oor elke liewe vers in die Bybel 'n kommentaar lewer daarop, in die natuur, God se mooie skepping, plus God se woord, die absolute. Dit is die enigste hoop wat ons het. En dis die enigste hoop wat jy ook vir daardie mense kan bring. Ja, baie dankie. So nou sal ek, ja, baie dankie. Om te saam bid. Liewe Hemelse Vader, ons loof en prys U. Heer, U is ons skepper. U is ons God, U is ons Heer, U is ons verlosser. Heer, toe ons U vyande was, het U U seun gestuur. In 'n wêreld waar amper sê daai oomblik nog nie 'n burgeroorlog aan die gang was nie, want die wêreld was dood in sonde. En met die lig wat ingekom het U koninkryk kom plant, daai sade, deur U genade. Nie op grond van wie U is, maar op grond van wie U is. Heer, het U dit kom doen. En U het U vyand deur U lewe en dood en opstanding van Jesus Christus verander in U kinders, in U soldate. Heer, en toe Jesus opgegaan het, het hy vir ons uitgestuur. Uitgestuur na Jerusalem, Judea, Samaria en tot die eindhoekes van die wêreld. U het ons net gestuur na Jerusalem toe nie. En U het ons net gestuur na die eindhoeke van die wêreld toe. U het ons oral gestuur. Ons is U verlostes. Ons is U kinders. Ons is ook U soldate. Heer, U alleen praat nou deur U woord. Laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom. In Jesus naam. Amen. Ja, die skriflesing is vanmôre uit Openbaring 4 en hoofstukke 4 en 5. Ek voel altyd is beter om baie van die woord van die Here te lees, al vat dit 'n bietjie meer tyd, want die woord van die Here kom nie sonder sukses terug nie. Ek sê altyd vir mense, ek het nog nooit in die Bybel 'n vers gekry wat sê Aaron se woorde het krag en dit verander mense nie. God se woorde. Soos ek as 'n dominee hier opneek vanmôre, ten minste hoor jy lees julle 2 hoofstukke uit God se woord. En God se woord is kragtiger en sal altyd kragtiger wees as enige dominee op die aarde se woord. Saam lees. Hierna het ek gesien en kyk, 'n deur wat in die hemel geopen is. En die stem wat ek voorheen so hard soos 'n bassein met my hoor praat het gesê: Kom op hierheen en ek sal aan jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik het die gees van my besit geneem en kyk, daar was 'n troon in die hemel en iemand wat op die troon sit. Die een wat daarop sit, sy voorkoms was soos jaspis en karnieul. En rondom die troon was daar 'n reënboog wat net soos smarag lyk. Rondom die troon was daar 24 trone. En die trone het 24, en op die oude trone het 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere gedra,
met goue krone op hulle koppe. Vanuit die troon het daar weerligstrale, dreunings en donderslae gekom. En voor die troon het 7 vuurvakkels gebrand, die 7 geeste van God. Voor die troon lyk dit soos 'n see van glas, net soos kristal. In die middel van die troon en rondom die troon staan daar 4 lewende wesens, vol oë aan die voorkant en agterkant. Die eerste lewende wesen lyk net soos 'n leeu. Die tweede lewende wesen net soos 'n kalf. Die derde lewende wesen het 'n gesig net soos 'n mens. En die vierde lewende wesen lyk net soos 'n arend wat vlieg. Die 4 lewende wesens het elkeen 6 vlerke wat reg rondom en aan die binnekant vol oë is. Sonder om te rus herhaal hulle dag en nag: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. En telkens wanneer die lewende wesens heerlikheid en eer en dank bring aan hom wat op die troon sit en in hom wat vir ewig en ewig leef, val die 24 ouderlinge in aanbidding neer vir hom wat op die troon sit. Hulle aanbid hom wat vir ewig leef, ewig en ewig leef, en sit in hulle krone voor die troon neer terwyl hulle sê: U is waardig, onse Here en God, om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang, omdat U alle dinge geskep het. Deur U wil het alles ontstaan, is dit geskep. Ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boekrol gesien, aan die binnekant en die buitekant vol geskryf en met 7 seels goed verseël. Ek het ook 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep: Wie is waardig om die boekrol oop te maak en die seels daarvan te breek? Niemand nie, nie in die hemel, nie op die aarde, nie onder die aarde, was egter in staat om die boekrol oop te maak en daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil, omdat er niemand gevind kon word wat waardig is om die boekrol oop te maak of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my: Hou op, hy. Kyk, die leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid, het oorwin, sodat hy die boekrol en die 7 seels daarvan kan oopmaak. En ek het tussen die troon en die 4 lewende wesens en tussen die ouderlinge 'n lam, soos een wat geslag is, sien staan. Hy het 7 horings en 7 oë gehad. Die 7 geeste van God wat oor die hele aarde uitgestuur is. En hy het nader gegaan en die boekrol geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Toe die boekrol neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neergeval. Elkeen met 'n lier en 'n goue bak vol reukwerk wat die gebede van die heiliges is vasgehou. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boekrol oop te maak en die seels daarvan oop te breek, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God gekoop het, uit elke geslag en taal en volk en nasie. U het hulle in koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal as konings oor die aarde heers. Toe ek weer kyk, hoor ek die sang van baie engele rondom die troon, en van die lewende wesens en die ouderlinge. Daar was 10.000 maal 10.000, 1000 maal 1000,
wat met harde stemme uitroep: Waardig is die lam wat geslag is, om die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof te ontvang. Ek het die hele skepping in hemel, op die aarde en onder die aarde, op die see en alles wat daar bestaan, hoor uitroep: Aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die sterkte vir ewig en ewig. Die 4 lewende wesens het ook uitgeroep: Amen. En die ouderlinge het neergeval in aanbidding. Tot sover die woord van die Here. Ja, mense het nooit genoeg tyd nie. Min tyd, dan moet hulle weer op pad wees. Openbaring onder die omstandighede wat in Myanmar aan die gang is, het vir my al die boek geword wat ek die meeste uitbreek. Want ondanks hoe hulle probeer voorgee dat Openbaring gaan oor, ek weet nie, 'n oorlog hier, 'n oorlog daar, en atoombomme daar, en ek weet nie wat al die tipe nonsens is wat mense moet hulle dik boeke en Hollywood movies heeltyd uitbring nie. Dan word deelens weggehaal, dan kom deelens terug, dan word daar mense met chips ingeplant, en deesdae lyk dit my, is nie meer chips nie, nou is dit AI. Ek bedoel, as die wêreld verander, so verander al die vertolkings van Openbaring. Nonsens. Jammer dat ek moet sê, maar is nonsens. Weg. Dit is 'n mooi boek. Dis die mooiste boek. Dis die boek in die Bybel wat vir ons die meeste hoop gee. Hoekom? In hierdie hoofstuk sien ons, in die 2 hoofstukke sien ons praat van die gebede van die heiliges. Natuurlik hoor God al ons gebede. Daar's nie 'n gebed wat God nie hoor nie. Maar hierdie gebede is nie al ons gebede nie. Hierdie gebede is die gebede, en jy sien dit hoofstuk 6, van die Christene wat vervolg word, wat doodgemaak word vir hulle geloof. Hulle bid, hulle vra, hoe lank nog, Here? Ek kan vir julle sê, daar's baie dae wat ek in Myanmar sit, dat ek weer hoor van mense wat ek geken het, wat dood is, mense wat gebombardeer is, mense wat, terwyl jy besig is om klas te gee, skote, gaan die kameras van seker van die mense af, jy weet, jy lewe nog. Op die huidige oomblik, daar is soveel jong manne wat ek ken, wie se lewens, en vrouens selfs, dogters, wie se lewens so in gevaar is. En jy vra, hoe lank nog, Here? En jy bid, jy's op jou knieë, hoe lank nog, Here? Maar dan is dit so belangrik, wat hierdie boek van Openbaring doen. Hy kom in hoofstuk 4 en hy sit vir ons, God is op die troon. En dit moet ek vir myself elke dag herhaal. Dit moet ek vir hulle elke dag leer. Dit maak nie saak wie weer dood is, hoe weer nie. Dit maak nie saak hoe ons nie kan verstaan, hoekom moet ons al vir 80 jaar onder 'n burgeroorlog wees nie. En die burgeroorlog is maar een van daai dinge, hoeveel mense gaan dood in oorstromings elke liewe jaar. Amper 10.000 mense dood in 'n aardbewing laas jaar. Skit gewoond om te skit deur aardbewings en al daai tipe dinge. Dit lyk nie, jy verstaan nie, hoekom, Here? Hoekom? En dan kan jy sê, maar God sit op die troon, al verstaan ons dit nie, al kan ons sê nie vir ons aldag van hoekom nie, ons kan hom vertrou. Van Genesis 1 af, tot Openbaring 22 vers 21, het God bewys die Vader, die Seun en die Heilige Gees, God bewys hom, dat hy nooit enige enkele mens op hierdie aarde in die steek gelaat het nie. Sy kinders beskerm my. Die beskerming mag lei tot die dood. Maar dan in Openbaring sien ons 144.000 mense voor die vervolging,
144.000 mense na die vervolging in die hemel, almal van hulle voor God. Nie een is verlore nie. Nie een is verlore nie. God is op die troon. Sy kinders sal gered word. Sy kinders selfs al gaan hulle dood, word gered. God het hom bewys. En hoe veel keer selfs ek vertrou ons nie. Gaan die dinge weer aan, dan wonder ons hoekom, Here. So dit is wat ek vanmôre vir julle wil sê. Julle omstandighede, ja, dit mag dalk nie, want nie een van die dames hier wat ek hier sit, sy gesigte is geskend nie. Reg? So ja, dalk is julle nie in daai omstandighede nie. Maar hier is gebid vir mense wat vanmôre wat siek is. Ons almal gaan dood. Jong mense wat kanker kry en doodgaan. Wat sukkel. Hier in Suid-Afrika, die wêreld oor. Kyk na al die oorloë wat plaasvind op die huidige oomblik. God sit op die troon, broer en suster. Ons kan op hom vertrou, al verstaan ons nie elke dag nie. En dan hoofstuk 5. Dat ons Openbaring verander het in 'n boek van vrees as Christene. Hier gaan die oorlog, daai oorlog. Nee. Jesus is waardig. Jesus alleen is waardig om wat te doen? Die seels oop te maak. Wat is daar die seels? Dit is die regverdige straf van God op die wat die Christene vervolg. Hy is waardig. Hy alleen, noem nie Dirk nie. Nie ek nie, nie een van ons nie. Hy is alleen waardig. En dit is die fantastiese nuus vir Christene, vir die wat vervolg word. Maak dit nie saak of dit in Myanmar is, of in Iran is, of in Oekraïne, of in Gaza, of waar ook al is op hierdie planeet, hier in Suid-Afrika nie, waar ons te bang is self om ons monde oop te maak, om te praat oor Jesus in 'n land wat 85% Christene is. Baie van ons kan sê, ons is te oud. Ons is afgetree, ons hoef dit nie meer te dien nie. Dit is nou die dominee se werk, dit is nou die jong mense se werk. In Openbaring is daar 'n hoofstuk van 2 getuienisse. En hulle het hulle taak gedoen, en hulle taak is eers afgehandel, toe hulle taak afgehandel is, het God hulle lewe, toe het God toegelaat dat hulle lewens geneem word. Dit maak nie saak hoe oud jy is nie. So dan dit maak nie saak nie. Die taak is eers voldoen die dag wat jou laaste asem uitgeblaas word. Aan hom is alle mag gegee, daarom stuur hy uit. Omdat hy die mag het, daarom stuur hy. Omdat hy alleen waardig is, daarom gaan hy oordeel. En ons moet ophou wegkruip. Ons moet ophou sê omdat ons te oud is, of omdat ons te jonk is, of omdat ek 'n vrou is, of omdat ek 'n man is, of enigiets. Ons moet ophou daarmee. Broer en suster, ek wil amper sê raak wakker. Ek het nou baie kerke in Suid-Afrika besoek. Ek het vir mense gevra om in te teken op hierdie YouTube-kanaal. Ek wil nie nou dinge sê nie, maar hoekom hulle sê is, ek het niks gevra nie. Ek het nie vir geld gevra nie. Net so iets eenvoudig. In meer as 4000 mense wat ek gevra het ek omtrent 30 gekry wat ingeteken het. En geen mense wat al hierdie tipe nonsens met vra, broers en susters, raak wakker. Terwyl julle lewe is julle taak nie voldoen nie. Julle taak is eers voldoen wanneer julle name hier gelees word en sê vir die wat gesterf het, dan alleen. As jy jouself 'n kind van die Here noem, dan het jy 'n taak. Jy is 'n gestuurde. Of dit hier is, of dit in Kaapstad is, Johannesburg, Lusaka, Tirana, Yangon, in die berge, Akka, jy het 'n taak. Broer en suster, ek pleit dat God deur sy Gees môre vir julle sal aanraak.
En julle sal wakker maak. Dat julle sal sien, God is op die troon. Nie Ramaphosa nie, nie Trump nie, nie Putin nie die klein mannetjie van Myanmar nie. God alleen is op die troon. En Christus alleen is waardig. Nie hoeveel geld julle nog in die bank kan gaan wegsteek vir wanneer julle doodgaan nie. Amen. Kom ons saam bid. Hemelse Vader, aan U alleen, aan U alleen, aan U alleen kom alle eer en glorie en mag. Want U alleen is op die troon. Op die troon van alles. Daar's niks wat gebeur wat net gebeur nie. Heer, en al mag ons lewens verloor. Al mag jy gestuur word na 'n land waar die bomme om jou ontplof en jy skote skap en jy skiet en jy moet gaan wegkry. En jy mag sterf, jy mag opgesluit word. Soos in die verlede soveel van ons voorvaders opgesluit is en doodgemaak is. En hulle het nie opgegee nie. Hulle het bly die evangelie dra. Heer, ek wil by U pleit deur die Gees. Werklik U alleen. U alleen. Want U alleen kan dit doen deur die Gees. Ons almal se harte sal aanraak. Elkeen wat U is. Vir die wat nie 'n kind van U is nie, om te besef dat vandag die dag is om U te begin aanbid met alles wat U het, om U kind te word. En vir die wat die kinders is, wat my net agter alle dingetjies wegkruip, Heer, vir hulle daai goedjies weg te neem. En te sê die plek om weg te kruip is nie agter daai goedjies nie. Nie agter 'n huisie nie. 'n Huisie by die see van alle plekke nie, Heer. Maar agter U, in U. Om nie met vreesloosheid, met vrees nie, Heer, maar met vreesloosheid die wêreld in te gaan, daar buite op die strate, om met mense te begin praat oor U. Om met mense verder te praat oor U. Heer, om weer werklik soldate, soos ons as kindertjies gesing het, ek is soldaat van Christus, om dit weer te word. Met die oog op U, op die troon, en die Seun wat waardig is. Vader, U alleen, nie ek, nie my woord nie, U alleen, deur die Gees, kan dit doen. In Jesus naam bid ons dan. Amen. Dominee Ernst, ek dink ons is almal diep geraak. Die dankoffers van die gemeente word nou ingesamel en dan by die deurkollekte samel ons in vir die bediening in Myanmar. Wat 'n voorreg, ek is eintlik stil geluister, woordeloos. Dankie Orelus, kan ons insamel asseblief, en ons doen die gewone en ek sal hom weer aan die woord stel. Hy sal die seën uitspreek nadat ons 'n seënlied vir hulle as familie gesing het. Goed. Dankie. Die dankoffers word nou ingesamel.
Vriende, kom ons buig net die hoofde. Heer, baie dankie dat U die gemeente versorg deur woord en gees. Dankie dat U die gemeente ook versorg deur dankoffers wat ons in ons hande hou. Maar veral ook daar waar medegelowiges, waar lidmate hande vat. Ons het ook toe ons hierdie dankoffer in die bordjie gegooi het, vir U gesê, Here, hier is ek. Rus my toe. Stuur my op 'n nuwe manier. Seën hierdie gawe uit U hand. Seën ons. Ons bid dit in die naam van Christus. Amen. Baie dankie diakens. So terwyl jy gaan sit, ons gaan nou 'n reëling net tref. Dominee Ernst, as jy vir ons van die kansel afkom en aansluit by Betsy en Nadia, asseblief, die familietjie hier voor by ons. Ek het so half en half verwag dat ons so 'n Kairos ervaring hier in die gemeente gaan hê, want skielik is hier mense wat ons ondersteun oor jare by ons. En in die Kairos ervaring val iets van bo as dit ware op jou en word almal verras en almal kom as dit ware tot stilstand. Vir gelowiges is dit belangrik om God se stem te hoor op 'n spesiale manier, veral dan, ook dan. Daarmee Ernst, het ek vir jou baie dankie gesê. Die Here versorg hierdie gemeente op wonderlike, ongelooflike maniere, deur wonderlike lidmate, maar ook deur wonderlike bydraes. En dis waar julle nood op die oomblik ook lê, ook die voortgang van hierdie werk. Ons bydrae hierna gaan 'n klein blyk wees van die hart van hierdie gemeente. Dirk, daar het baie dinge by my opgekom, wat deur ons van missionaal se kant af ook opgeneem sal word. So laat dit so 'n bietjie by ons en praat gerus ook met ons daaroor. Dit is so dat, wanneer gaan jy weer terug, Ernst? So middel Mei. Julle bly agter in Vleesbaai, sodat julle veilig, is dit Vleesbaai? Reebok, dis die naam, Reebok, sodat julle veilig kan wees. En ons bid saam met julle vir hierdie ou broer van ons se veiligheid. Hy wat letterlik in hierdie gevaarsone ingaan, waar mense, as ek reg luister, vandag sterf. Ek het hier gesit en net gedink, ek is na dese baie meer dankbaar. Maar ek wil ook graag meer gehoorsaam wees. Maar julle vir die gebedsgroep het ook gehoor. Ons sal ook weer met mekaar praat. Vriende, kom ons sing hierdie vriende van ons toe. Net die reëling dan, dat Ernst, as jy die seën uitgespreek het, gaan jy en Dominee Dirk, VGK toe, julle twee bly, en gaan saam met Fanny Botma deur huis toe. Geniet ook nog die res van julle kuiertjie by ons. Vriende, kom ons sing vir hulle toe. Hierdie wonderlike lied wat ons laasweek geoefen het, for that matter. God bly met u waar u ook mag gaan, vers 1, 2 en 4. En ons bly dan staan. Hy gaan die kansel op, hy spreek die seën oor ons uit. Ons sing die amen en almal gaan geseënd huis toe en ons gaan met ons verantwoordelikhede aan. So terwyl, Dominee, jy moet nou ook nog nie eers staan, ons moet die seën op julle al drie afsing, terwyl ons staan, en jy kan maar, ek sien die mense sit die seën in hande so uit, en dan julle bly, en na die seën gaan hy. Nee. Goed vriende, ons staan as ons dan hierdie pragtige lied sing.